Een van my gunsteling stories om te vertel is die storie van Chirpy. Nou dit sê eintlik iets van ons eie lewens en die probleme wat ons in die gesig staar hier op aarde. Die Chirpy, soos sy naam sê, was eintlik 'n baie lieflike of 'n baie geliefde voeltjie en hy was 'n blymoedige voeltjie, altyd gelukkig en hy het altyd die mooiste deuntjies gevlei. Tot op een dag, sy eienaar het sy hok skoongemaak. Sy het die stofsuier gevat en onder in die hokke se hoeke begin suig toe haar foon lui. Sy het die foon opgetel en voor sy kon sê hallo, het sy 'n geluid gehoor. Arme Chirpy was ingesuig in die stofsuier. Sy het die stofsuier oopgeruk en vir Chirpy uitgehaal. In haar hande het sy gehardloop na die badkamer toe met ou Chirpy en hom onder die kraan gesit. Die water het vir Chirpy oorstroom. Sy het gesien dat Chirpy amper verdrink en sy hardloop toe met hom na die slaapkamer toe en vat die haardroër en begin die haardroër op vol blaas oopmaak met arme ou Chirpy. Sy vere het sommer dadelik gepof. Chirpy, nodeloos om te sê, was toe van daardie dag af nie meer so Chirpy nie, maar die storie het 'n mooi einde gehad. Chirpy het dit daarom gemaak, hy het oorleef. Nou dis eintlik 'n eenvoudige storie, maar hierdie storie vertel iets van ons lewe en wat elke dag met my en jou gebeur. Die lewe gebeur met ons. Dinge kom oor ons pad. Een oomblik is ons gelukkig en ons sing liedjies en dit gaan goed met ons. En die volgende oomblik word ons deur die lewe en die probleme net ingesuig. Dit is amper asof 'n mens dit nie kan beheer nie. En dan net in die volgende oomblik as jy dink jy gaan dit maak, dan stroom die probleem een na die ander oor jou. En dan net in die volgende oomblik kom hierdie winde, hierdie warm winde en ruk jou en blaas jou. Jy kan nie wegkom daarvan af nie. Dit is so in ons lewens ook. Hierdie dinge gebeur met ons en ons kan dit nie keer nie. Probleme sal daar altyd wees. Dawid dig al van hierdie probleme dwars deur sy lewe en as mense na sy psalms gaan luister, dan hoor 'n mens van die uitdagings en die beproewings wat Dawid ook op sy pad gehad het. Maar een van sy psalms staan vir my uit. Psalm 103 is eintlik hierdie pryspsalm, hierdie lofpsalm. Dawid wat sê, Here, ek sal U prys. Maar aan die einde van vers 5, dan sê hy, Here, ek wil U loof en prys, omdat U vir my die jeugtige krag aan 'n arend skenk. Die jeugtige krag van 'n arend skenk. Hoor jy hoe pak hy sy probleme aan? Met God. En hy sê, God gee vir hom die jeugtige krag van 'n arend. En dit kan baie dinge beteken. Dit kan beteken dat 'n mens sorgloos daarbo in die hemel sweef. Maar ek hou van een manier hoe iemand hierdie vers beskryf. En hy sê, dit is soos 'n arend wat op sy prooi toesak, so gee God vir ons ook die krag om op ons probleme toe te sak. Om ons probleme van bo af aan te pak. God gee vir ons 'n ander visie, 'n ander manier om na ons probleme te kyk. En dit is wat Dawid se lewe so besonder gemaak het. En dis hoekom hy ondanks sy probleme nog steeds kan sê, Here, ek dank U, ek loof en prys U, want ondanks al hierdie dinge wat oor my lewenspad kom, Here, kan ek net soos 'n arend op my probleme toesak. Manmoedig, vroumoedig, in U teenwoordigheid kan ek hierdie probleme oorwin. Ek hoop dat jy ook hierdie jeugdige krag van 'n arend sal ontvang.